Goeiedag luisteraars, ek deel graag met jou vandag oor hoe om jou geestelike rang te vermeerder en om jou rang te verstaan in die geestesrealm. Vader, ek kom in die naam van Jesus en ek bid dat U elkeen van ons vir ons deure sal oopmaak om die realms beter te verstaan. En Here, dit wat vas is, dat U dit asseblief vir ons sal losmaak, en dat elke swaarmoedigheid vandag sal breek, dat U joy release sal word. Heilige Gees, ons embrace U, dankie dat U hier in ons beweeg, en ons leer aangaande geheimenisse in U woord. Heilige Gees, ek submit onder U, raak my asseblief aan met U woord in my mond, raak elkeen vandag aan vir nuwe rang in die geestesrealm, en ek bid ook vir geestesoë en ore om oop te gaan, om uit U hart uit te ontvang. Dankie Here vir die goedheid, vir die guns en die genade. Ons gee U al die eer in Jesus naam. Amen. Now, how to increase your spiritual rank, of soos ek gesê het, hoe om jou geestelike rang te vermeerder. As ek jou kon bemoedig vandag, is dit om te sê, dat jy sal honger en dors raak vir die dinge van die Here. Dinge gaan begin gebeur en dinge gaan begin verander. Nou, hoe jou geestelike rang vermeerder, is die eerste vraag, wil jy dit hê? Rang in die geestelike realm. John 8:36, therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. And Luke 10:19, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Nou, sommige gelowiges het 'n sterk autoriteit of teenwoordigheid by hulle. Met ander woorde, as hulle in 'n vertrek inkom, dan is jy bewus daarvan dat hulle die vertrek binne gekom het. Toe Jesus in die sinagoge ingekom het, het hy niks gesê nie. En die demone het begin manifesteer. Nou wat is dit? Jy sal ook sien dat gelowiges wat sterk vloei in die mercy gift, barmhartigheid, een van die 7 grace gifts van God, hulle geskenke van God en karaktereienskappe van barmhartigheidsgeskenke, is ook teenwoordigheid. Met ander woorde, wanneer hulle instap in 'n plek, dan sal almal gewoonlik bewus wees van hulle en almal sal opkyk. Nou, hoekom het hulle dan hierdie ongewone autoriteit? Dat dit vir jou so lyk asof die hemele net na hulle wil luister. Jy doen miskien dieselfde, maar dit het nie dieselfde effek nie. Jy is in jou secret place, jy huil, jy kniel, jy bid, maar dit is soos droogte in jou geestelike vloei. Hulle bid en lewende water vloei. Jy bid ook, maar dit lyk of jy in 'n woestyn is. Jy wag al lank vir 'n antwoord, maar dit kom net nie vinnig genoeg deur nie. Nou, geestelike rang is werklik. Dit gaan nie oor titels of grade nie. Is nie afhanklik van jou posisie of 'n kerk nie. Dit gaan oor die kapasiteit, jou input. Met ander woorde, wat jy insit. Die hemele moet bewus word van jou. Die hemel is bewus van jou, maar jy moet seker maak jy weet waar die hemel is. Jy moet die teenwoordigheid van die Here se aangesig soek. Die woord van God sê, daar is mysteries, daar is geheimenisse, wat ons moet vind en verstaan. Maar God kan dit nie vir jou gee, as jy die klein dingetjies nie eers kan oppas nie. Waar God bly, waar eternity is, met ander woorde waar sy troon is, en waar ons bid, aan Jesus se regterhand van God, dan die tweede, realm is demone en engele, waar jou everlasting is, die celestial realm, ons geveg is daar teen owerhede en magte. Nou, ons moet altyd onthou, 'n engel gaan nie dood nie, en ook nie 'n demoon nie. Dan kry ons die derde vlak, dit is waar ons bly, dit is tyd. En tyd word bestuur deur openbaringe en seisoene. Geestelike rang is werklik,
Elkeen van ons sal 'n rang hê as jy wedergebore is, merk die Heilige Gees jou. Engele en demone sien jou deur jou merk van die Heilige Gees, en wanneer jy weergebore is, daar is ook altyd engele by jou. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Hier waar aktiwiteite plaasvind in everlasting, hulle sal sien jy is gemerk, maar nou sal hulle jou begin toets. Nou onder wie se autoriteit kom jy, gaan hulle jou toets. Onder wie se autoriteit kom jy om hier te kom? Dis die autoriteit wat jy dra om daarin te beweeg. Wanneer jy gebedsvoering doen. Nou engele en demone sien dieselfde ding. Jeremia 1, the Father says that Jeremiah, before he was born, which means what? Voordat hy gebore is. Dit beteken dan mos dat hy iewers anders was, voordat hy na die aarde tyd toe gekom het. Voordat jy Jeremia gebore is, het ek jou geken, voordat jy in jou ma se moederskoot was. Ek het jou georden as 'n profeet vir die nasies. So voordat Jeremia vir enige iets kon profeteer in tyd, in die realm van gees, was hy al reeds 'n profeet. So engele sien 'n profeet, demone sien ook 'n profeet. En hy het nog nie 'n woord gesê nie. Vader sê hy sal self sy woorde in sy mond sit en op sy lippe, sodat hy kan profeteer. Nou in hierdie realms is daar engele, profete, sieners, maar ook in dieselfde realm is daar sangomas, hekse, toordokters, demoniese aktiwiteite en bose geeste. Nou wat maak die verskil? What differentiates them? Dit is die rang. Dit gaan oor die kapasiteit wat jy het in die gees. Onthou altyd die kapasiteit wat jy het in die gees. In die natuurlike liggaam het jy, as jy normaal, ons weet elkeen hoe lyk ons liggaam, maar as jy byvoorbeeld maan te vlieg, dan het jy ander kleredrag nodig. Of as jy gaan diepsee duik, het jy 'n duikpak nodig vir daardie ander atmosferiese druk wat jy dan deurgaan. In jou is die Heilige Gees, dit is die lewende water wat uit jou binneste sal vloei. Jy is nie alleen nie, you are a glory carrier, en dit is die lewende water. Soos byvoorbeeld 'n bottel water, jy is jou karretjie waarin jou liggaam gehou word, dit is die karretjie sal ek sê, en binne jou is living water. Die autoriteit wat die Heilige Gees lewende water het, is groot, want die Gees van God is deel van God. Die krag is geweldig. In die realms wat jy nie kan sien nie, die tweede en die derde hemele, maar hier binne, soos jy byvoorbeeld in tale praat, maak dit 'n roering binne in jou. Die Gees van God, deur mag en krag van die Vader, veroorsaak dat deur die gebed, dat jy kan kom na die onsienlike plekke. Jy kan ingaan, jy praat met Jesus aan die regterhand van God. Voordat Jesus gegaan het, het hy gesê, ek los julle nie alleen nie, ek sal vir julle 'n helper stuur, dat die wêreld kan sien, ek is in jou en jy is in my, dat ek en die Vader sit aan die regterhand. Daarom verander jou verkeerde gedagtes, want as jy bid, dan bid jy asof jy daar is, seated here in Jesus, picking up your authority, your prophet, your intercessor, believer, en dan verklaar jy die beloftes van God terug na die Vader, en die Vader sal sorg dat daardie woord nie leeg terugkeer nie, maar gaan waarna toe dit gestuur is. Ek dink dit is in Jesaja 55 vers 11. Lukas 2 vers 52 sê, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God. Deel van die koninkryk is om te groei, to go from glory to glory.
wat is 'n geestelike rang? Kom ons kyk. 'n Geestelike rang is in 'n mate 'n vertroue wat die hemele in jou het. Measure of trust that heaven puts in you. Maar onthou, dis nie meer jy wat leef nie, dis Christus wat in jou leef. Die hemele vertrou Jesus, want hy is met die Vader. So hulle kyk na jou en hulle sien die Gees van God, wat jou anoint en gemerk het as 'n hemelse rang persoon. 'n Level wat vir jou volwassenheid gee, dit maak jou rein, maar dit gee vir jou ook krag, wat jy weet nie in die gewone sal kan dra nie. Deur die Gees kry jy 'n vorm van bonatuurlike krag. Met daardie krag in Gees kry jy 'n rang. Hulle sien jou making. Jy is toegelaat om deur te gaan deur die Heilige Gees. Nou, hulle sien ook hoe jy operate, dan gee hulle jou erkenning. Wanneer hulle inkom, is dit asof die atmosfeer verander. Baie het baie guns by die Here. As ons kyk bijvoorbeeld soos Dawid, die Here het gesê, hy is die appel van sy oog. Kom ons kyk, Moses, Abraham, as gevolg van hulle nabyheid. Sommige mense is loud, ander is sagkens. Loudness gets the attention, but not the attraction. Why? Hoekom? Rang is nie geraas nie. Dit is 'n substansie. Dit kort olie in die riem van die seisoen. Jy moet 'n altaar bou om 'n sanctuary te create. Dit is wat die Vader se aandag trek, daardie gebedsaltaar. Kom ons kyk in Acts 19:15, Handelinge 19:15, waar die demone gekonfronteer word. Hulle het gesê, Jesus I know, Paul I know, maar wie is jy? Hulle het gekom in die naam van Jesus en hulle wil deurgaan na die Vader toe met werke en demone. En hulle steek hulle hand op. Engele moet wag. Nou die een wil hier deurkom. Met ander woorde, sien jy, dit is hulle nou probeer vra, wat is jou autoriteit? Wat maak jy hier? Hoe kan jy nou hier deurkom? Jesus ken ons, sê hulle, en Paulus ken ons. Nou verklaar, hulle sê hulle vir jou, verklaar, maar waar is jou papiere? Waar is jou autoriteit? Wat se mag het jy om hier in te kom, om te kan hid en gebied? En so hierdie kan ons eintlik ook sien as 'n wake-up call, veral as jy iemand is wat bevryding doen, en ook in die healing, in die genesingsministry is. En want demone kan ook sonde uitroep. As jy verkeerde dinge doen, kan hulle ook maak, dat jy hier byvoorbeeld met die persoon betrokke was. Demone weet en bring dit uit. Heaven rewards the rank. Earth feeds the rank. Daar's iets omtrent die persoon. So ons baie seker maak dat ons skoon en rein voor God sal leef, tot daardie rein en skoon gewas sal leef. Nou kom ons kyk, how do I increase my consecration? Hoe kan ek my tyd met die Here vermenigvuldig? Ek gaan net 'n paar punte, ek dink so 5 punte vir jou noem, hoe jy jou geestelike autoriteit kan vermeerder. You cannot rise spiritually while living casually. Ons kan nie geestelike oorlogvoering afmaak as, ja, ek glo nie eintlik aan sulke goed nie. Die waarheid is daar, dit gebeur, of jy nou daarvan hou of nie. Jy kan weergebore wees, of jy kan dit fake, maar jy kan nie die Vader en die Heilige Gees, gaan jy nie flous nie. Daar is geestelike oorlogvoering, en jy gaan nie 'n demoon flous nie, nie 'n bose gees nie. Elke hoër riem benodig 'n dieper surrender. 2 Timothy 2 verse 2, if a man purge himself, the greater will be the flow. Met ander woorde, wees nederig,
maak jouself leeg, nie in trots nie, en leef heilig. Laat God jou verhoog, laat toe dat God jou elevate, moenie jouself promote nie, laat God dit doen. Raak dieper in die Here, wees soekend, soek hom, wys my Here, hy wag op jou versoek. Hy gaan jou nie forceer nie, so wees beskikbaar. Hy gaan jou voorberei en dan gaan jy deur 'n toets gesit word. Die duiwel bring versoeking, die Here neem jou deur 'n toets. Training and purging yourself. Wat baie belangrik is the purer the altar, the stronger the fire. Vra jouself af, waaraan moet ek nog sterf in my lewe, dat God my kan vertrou vir meer. As dit moet, stel dan jou wekker om te bid, gaan dieper in jou verhouding met God, soek hom met jou hele hart, jou siel, al jou krag en al jou verstand. Die tweede, hoe kan jy jou authority vermeerder? Bou 'n sterk gebedsaltaar en wees afwagtend, soos die meisies met die olie ook, wat die ekstra olie gehad het. Gebed, waar mans reëse word in gees en vrouens demon slayers word. Nou punt 3 is ook voet op die woord, totdat jy dit self word, until you become it. Beloftes van God, eed dit, drink dit, verklaar dit, slaap dit, mediteer dit, kry skrif, leer skrif, lees skrif. Dis wat jy weet, dit sal praat, waarmee jy jouself voed. Met ander woorde, dit wat jy die meeste voed sal groei. So wat voed jy die meeste? Dink geestelik, jou geesmens is gelink met Jesus aan die regterhand van God. Nou in daardie realm kry jy 'n transformation van jou innerlike mens en uit jou binneste sal strome van waters vloei. Jeremia 15 vers 16. Omdat jy standvastig is op die woord, kan jy daaraan vashou. Wanneer die woord jou vul, verdwyn vrees en onderskeiding vermeerder. Geloof groei, foute sterf, sonde sterf. 'n gelowige wat leeg is met woord, sal bly in 'n laer rang. So voed jou gereeld met die woord van God. Nommer 4 is wees gehoorsaam. Ons nie moeilikheid maak vir onsself nie. Wees dadelik gehoorsaam, dat jy nie elke keer net eers 30 minute moet repent voordat jy kan begin bid vir God nie. Onmiddellike gehoorsaamheid trek goddelike vertroue. Die hemele vertrou jou as jy in beheer is, deur in gees te beweeg, deur die gees. Wees nederig. Die Vader sal jou promote. John 14:21. Those who truly love me are those who obey my commands. Whoever passionately loves me will be passionately loved by my Father. And I will passionately love him in return and will reveal myself to him. Wees gehoorsaam, wees aanhoudend biddend. As jy God se teenwoordigheid wil sien in jou gebedstyd, submit. Clean my heart, Lord. Clear my thoughts. Want trots blok promotion. Nederigheid dra genade. Wat jou bevorder is absoluut genade. As jy hier kom, dan kyk engele en demone na jou battle scars. Die toets waardeur die Here jou gesit het. Dit gee jou rang dat jy tussen hulle kan beweeg. Kom ons kyk James 5:6. You have condemned and murdered good and innocent people who had no power to defend themselves. Satan se val was pride geweest, dit was hoogmoed. Ja, mense sal dinge sê, but don't embrace it. Don't romance the stones. Glory be to God. Aanbid God in goeie en in slegte tye. Nie fokus op 'n mooi lyf of lang wimpers of jou mooi geaardheid nie, die duiwel sal lag vir jou.
Jy is ordained, jy is verordeneer. Druk deur die range in vlakke en riehelms. God sien die hart. Hy sien jou meditasie. Dan punt 5 is dien God getrou. Serve God faithfully. Geestelike rang vloei deur getrouheid. Don't despise small beginnings. Gee jou beste. Seize your day, soos die Afrikaans sê, gryp die dag. Die Here, vandag is onbekend aan my, of Here, vandag is 'n onbekende dag aan my, maar vandag verklaar ek U guns oor my lewe. Here, gebruik my as 'n kragtige instrument, as 'n kanaal vir U. Ons moenie opgee nie, maar endure, trials, refine what titles cannot. So het net nou gesê, nee, dit gaan nie oor titels, wat jy bereik het nie. Dit gaan oor jou hart, dit wat jy gehoorsaam is, dit wat jy submit, dit wat jy nederig is. Romeine 5:3-4. But that's not all. Even in times of trouble, we have a joyful confidence, knowing that our pressures will develop in us patient endurance. And patient endurance will refine your character, and proven character leads us back to hope. Jy kry 'n honger en 'n dors vir die Here, en dan raak jou discernment ook sterker, nee, daardie onderskeidingsvermoë van jou. Dan kom jy by 'n plek waar manifestasies begin plaasvind. Die lig wat demone in jou oë sien, verlam hulle. Jy het rang deur dissipline. Jy het rang deur geloof, deur jou posture voor die Here. Wat is jou posture voor die Here? Jou posture in die woord van God. Het jy die guns van die Here? Byvoorbeeld jy bel miskien nog, jy wil nog iets verkoop en randomly, daar kom net 'n ou op jou pad en hy sê, maar hy wil nou die motor koop, hy wil dit koop nou. Dit is nou ook waar ons kan sê, desire the favor of God, bid God se guns oor jou. Ek verklaar nou vandag oor julle elkeen, mag jou gebedsaltaar opnuut met vuur brand. Let your prayer altar catch fire again. Mag jou gees opnuut vars versterk word. Mag die hemel jou vertrou in die riehelm van die mens met meer, met nuwe dimensies, om dieper te beweeg in 'n nuwe level, dat wat jy bid 'n deurbraak sal wees en aangeraak sal word van die hemelse riehelm, en genesing sal kom in die naam van Jesus. Guns, dissipline en orde. Mag enige gebed van stagnasie gebreek word nou in die naam van Jesus. Mag julle nuwe range bevestig word in julle verstand en julle gees. Sou die Here nou vir jou die volgende vlak van autoriteit oopmaak vandag, met jou huidige mentaliteit en karakter, sal jy dit kan aanvaar, om vorentoe te gaan en dit te kan dra. Kan jy daardie nuwe deur wat oop gaan dra? Ek glo, jy sal dit kan dra. Vader, in die naam van Jesus, soos ek elkeen nou salf in gees, sou dit U wil wees, dat nuwe dimensies en nuwe geleenthede oopgaan. Here, dat dit volgens U wil sal geskied, in Jesus naam. Here, open hulle oë en ore om te sien, vul hulle beker, dat dit oorloop, nuwe dimensies, vars winde, vuur, nuwe dimensies en heerlikheid. So laat jou huiswerk hierdie week wees. Maak jouself beskikbaar deur te luister en te hoor wat die Heilige Gees vir jou wil sê in jou gebedstyd, in jou tyd wat jy skrif lees. Wees beskikbaar, wees gewillig, luister en hoor wat die Heilige Gees in jou hart wil deponeer. Want God gaan met jou spreek in jou stilte tyd. Mediteer en embrace dit en glo, jy kan dit doen. God gaan vir jou deure oopmaak om testimonies te bring, want jy gaan riehelms
beter begin verstaan. Heilige Gees, dankie vir die woord wat openbaring bring. Seën elkeen, Here. Dankie, Here, vir die gees van joy wat U oor ons elkeen release vandag. Dit wat vas was, maak die Here nou los in die naam van Jesus Christus. En swaarmoedigheid breek en gee onderskeiding. Here, seën elkeen se hart in Jesus naam. En as jy communion vandag ook gebruik en hierna wanneer ons klaar is, wat sy liggaam en sy bloed vir jou gedoen het, verklaar dat jou ja vir God sy helms en range sal oopsluit en beperkinge sal breek en jou in 'n goddelike transformasie sal sit, autoriteit sal gee en in heerlikheid sal inlei. Dankie Abba Vader, in Jesus naam. Amen.